Ek wil vanmôre vir jou vra, wat area van jou lewe wil jy hê God moet vir jou 'n wonderwerk bring? In watter area van jou lewe het jy behoefte dat God 'n deurbraak moet bring? Is jy moedeloos? Is jy angstig? Gaan dit oor verhoudinge wat nie meer lekker is nie? Gaan dit oor finansies? Gaan dit oor vrees vir jou lewe? Gaan dit oor vrees vir jou lewe, vir jou kinders? Watter area het jy 'n behoefte dat God vir jou 'n wonderwerk moet kom bring? In die tyd van koning Herodes, onthou ons hoe die sterrekundiges na hom toe gekom het en gesê het, maar hier's 'n groot koning gebore en hy raak bedreig. En hy maak toe al die seentjies onder 2 jaar dood, omdat hy bedreig gevoel het. En in sy plek, toe hy dood is sy seun aangestel oor Persië en Galilea. En die Herodes was wreed en onregverdig. Op 'n dag gaan kuier hy vir sy broer en hy raak verlief op die broer se vrou en hy vat sy vrou vir hom as vrou. En Johannes die Doper verkondig toe in die openbaar van sy ongeregtigheid. Die koning raak kwaad en hy laat sy sluit toe vir Johannes die Doper toe. En op sy verjaarsdag vra Herodias haar dogter om te dans voor die koning. En dat as hy vir haar iets sou aanbied, sy moes vra vir Johannes die Doper se kop. En sy dans toe voor die koning. En hy vra van wat kan ek vir jou gee? En sy vra vir Johannes die Doper se kop. En die koning het nie 'n keuse gehad nie. En hy gee toe vir hulle, vir Johannes die Doper, op 'n skimbord. En toe die disippels na Jesus toe kom met hierdie boodskap, was hy diep geraak. En hy wou net eenkant wees. Hy wou net dit verwerk. Maar toe hy eenkant gaan, die skare gehoor waar hy is en hom gevolg. En ten spyte van waardeur Jesus gaan, het hy na die skare gekyk en het hulle innig jammer gekry, want hy het die behoefte gesien by hulle. Jesus sien ons behoeftes raak. Jesus sien ons siektes raak. Hy sien raak wat jy wil hê vandag. En hy wil wonderwerke vir jou bring, want Jesus gaan toe na die skare en hy bid oor hulle siektes. En krepeles het geloop, verlamdes het opgestaan, dowes het gehoor en siektes blindes kon weer sien. Die disippels kom toe na hom toe en sê, Jesus, hierdie mense is al van die hele dag af al hier, sonder kos. Kom ons stuur hulle om terug na die dorpe toe, kom ons stuur hulle na die landerye toe, dat hulle net iets kan kry vir hulle om te eet. Maar Jesus vra vir hulle, of sê vir hulle, moet hulle nie wegstuur, hulle het nie nodig om weg te gaan nie. Gee julle vir hulle kos. En die disippels sê, maar dis onmoontlik. Dis onmoontlik. Dis 5000 man, net die mans is getel, nie die vrouens en die kinders nie. En blykbaar kon dit uitwerk tot by 15000 mense. Hulle sê, ons het 5 broodjies, 2 vissies. Dis onmoontlik om hierdie mense te voed. As jy nou jou omstandighede kyk en jy sê, maar dis onmoontlik om 'n uitkoms te hê, te kry in dit wat ek is, waarin ek is. Daar's geen hoop nie. My finansies, ek sien geen lig nie. Die verhouding, dis 'n toedeur. My vrees, kyk nou hoe gaan dit in ons land.
Kyk na die statistieke. Dan sê Jesus, bring jou 2 visies en bring jou 5 brode na my toe. Sit dit in my hand. Want vandag wil ek vir jou 'n wonderwerk gee. En hy gaan sê vir die disippels, laat die mense sit in groepe van 50 en 100 op die veld en laat hulle wag. Wanneer jy jou visies en jou brode vir God gee dit vir hom en gaan wag met 'n afwagting. In die Noord-Kaap waar ek groot geword het, het jy baie dikwels vroue gesien met groot waterdromme op hulle koppe, wat hulle balanseer. En 'n boer ry verby so 'n vrou en hy kry haar jammer en hy stop langs haar en sê, maar klim op agter die bakkie, kom laat ek jou 'n geleentheid gee. En sy klim op en hy toe in die triespieltjie kyk, toe sien hy, maar sy sit bo op die bakkie, nog steeds met hierdie groot drom bo op haar kop. So kom ons baie keer na Jesus toe. Ons sit met ons laste en ons behoeftes en 'n swaar gees. Jesus sê, gaan sit op die gras, gee dit vir my. Gaan sit op die gras met 'n verwagting wat ek vir jou wil doen. En terwyl die mense wag, het Jesus die brood gevat en hy het God gedank vir die brood. En die brood het vermeerder sodat al die 15.000 mense genoeg geëet het en toe tel hulle 12 mandjies daarna op. God voorsien nie net nie. Hy maak dit beter as ooit. Toe hy vir Moses by die brandende bos roep vir dit wat hy wil hê Moses moes doen. Toe vra hy vir Moses, wat het jy in jou hand? En Moses sê, ek kan nie eens praat nie. Hoe kan ek? Hy sê, wat het jy in jou hand? En Moses sê, 'n staf. En Jesus sê, dis genoeg. En hy vat die staf, en dieselfde staf, waarmee die Rooi See opgekloof het, sodat die Israeliete in droë grond deurgestap het. En toe die vyande kom, en hy weer die staf gebruik, en die vyande is weggespoel. En toe daar behoefte was na vars water, het hy op die rots geslaan, en vars water het uit die rots uitgekom. Want Moses het dit gebruik, wat in sy hand was. God wil dit gebruik, wat in jou hand is, om vir jou 'n wonderwerk te bring, wat ook al jou behoefte is. Al lyk jou probleme groter as wat jy dink, God kan ooit help, al lyk dit asof daar geen hoop is nie, geen uitkoms is nie. Dit is net te ver gegaan. Nou was daar baie probeerslae en mislukkings. En jy is regtig moedeloos. Sê God, vandag wil ek vir jou wys, bring dit wat jy het in jou hande, bring dit en sit dit in my hande. Dan sit jy op die gras. Want ek wil vir jou 'n wonderwerk bring. Rus in die wete dat ek sal voorsien. Rus in die wete dat dit nie jy is nie, maar dat dit God is. Gee af jou laste. Gee af jou probleme. Los dit in Jesus se hande. Los dit in Jesus se hande. Dan gaan sit jy op die gras en rus en aanskou die werk wat God wil doen in jou lewe.